Halleluja. Wie kan my vertel wat is goedhartigheid? Kom. Wat is goedhartigheid? Om goed te doen aan ander. Goedheid uit die hart uit. Moenie deur mekaar raak en dink dit is vriendelikheid. Want almal kan 'n vriendelike gesiggie opsit. Maar nie almal kan uit die goedheid van hulle harte hierso plaas. Dit is wat dit is. Nou, ons gedagtes word ondergeskik gestel aan God se gedagtes. En dit is waar dit kom. Vriendelikheid, hoor hierso, vriendelikheid beteken nie veel as dit nie in die hart uitkom. En nou praat ek van die hart van die verstand, nie hier uit nie. Hier is net 'n pompie. Hier is net 'n pompie. Pomp nie die bloedjies so. Maar hierso, dit is waar dit uitkom. Om goed te doen aan ander sonder om iets anders terug te verwag. Net so. Daar is dit. Kom ek lees vir julle my definisie van dit. Die kwaliteit van medelee en vergewigheid en merking van God se handelinge teenoor die swakkes en die armes en wat van gelowiges vereis word. Die goedhartigheid word ook getoon in die woorde en in die dade van Jesus Christus. Kom ek vra vir jou so. As Jesus nie aan die kruis gesterf het as die seun van God nie, waar sou ek en jy vandag gewees het? Ons wil nie vraag nie. Daar is die goedhartigheid van Jesus Christus. Met sy lewe gegee vir my en vir jou, sonder, hoor nou, sonder om iets terug te verwag. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat dit. Kom, is dit nie amazing, is dit nie awesome, is dit nie bokant by in jou denk verhoor, ons kan nie dit verstaan, wat Jesus in sy lewe gegee het vir die hele wêreld. Ek het so t-shirt, ek weet nie of julle al gesien is om aantrek, die agterop is so die agterkant van die voorstelling van Jesus, met sy hande agter sy rug vasgemaak, en hy sê, he saved die die t-shirt agter staan, he saved the world with his hands tied behind his back. Dit is amazing, man. En ek het nie probeer ons bes om ander mense te na te kom. Kom, is dit nie so? Ja, nee, dit is so. Nee, dit is so. Want as jy aan iets aan my verkeerd gedoen het, dan wil ek iets aan jou weer teruggeef. En dit is nou hoe die bal aan jou hoog gesit word. En daai ding maak 'n sneeubal effek. En hy word al hoe groter en al hoe groter. Die spreekwoord sê, as jy 'n gat grou vir iemand anders, wie gaan daar inval? Wie gaan self daar inval? So, pas op. Pas op. Moenie na die goedhartigheid wat binne in my en jou is, wat Jesus in ons geplaas het nie, waar dat die ander mense wil te nakom. Dan is dit nie meer goedhartigheid, dan is dit haatdraandheid. Kom ons kyk. Die goedhartigheid van God, word uitgestort aan almal. Kom ons kyk, Handelinge 14 vers 17. Hy sê, al het hy homself nie onbetuig gelaat het deur goed te doen van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee en ons harte met voedsel, hoor nou, ons monde met voedsel, ons maag met voedsel. Wat is dit wat hy vir ons gee? Reën en vrugbare tye te gee en ons harte met voedsel en vrolikheid vervul. Hoe Jesus, hoor, as jy kry Jesus het vir jou gesterf,
Okay, daar is dan nou 2 wat nog gesê amen. Is jy bly Jesus het vir jou gesterf? Want as hy nie vir jou gesterf het nie, dan was ek en jy hankel in die hel. Ek en jy staan op hierdie oomblik in die genade tydperk van ons Here Jesus Christus, wat sy liggaam gebreek het vir my en vir jou, en wat sy bloed gestort het vir my en vir jou. Hy het sy liggaam gebreek sodat ek en jy genesing kan ontvang. Hy is nie ons geneesheer nie, hy is ons geneesing. Hy is nie ons voorsiener nie, hy is ons voorsiening. Hy het nie net sy bloed gestort vir ons nie, hy het ons verlos van ons sonde met daai bloed van hom. Elke druppel bloed op Golgotha is gestort vir my en vir jou. Amen. Amen. Jesaja 63 vers 7. Hy sê, ek sal die goedertierenheid van die Here prys. Onthou, die boodskap is goedhartigheid, hè? Nou goedhartigheid en goedertierenheid is amper dieselfde. Hy sê, ek sal die goedertierenheid van die Here prys, die roemryke dade van die Here, ooreenkomstig alles van die Here wat ons bewys het, en die veelvuldige goedheid jeens die huis van Israel wat hy aan hulle bewys het, na sy barmhartighede, na die grootheid van sy goedertierenheid, na die grootheid van sy goedhartigheid. Dit is wat dit beteken. Kom ons kyk 2 Samuel 22 vers 51 is aan die koning. Ons het nou gesien aan almal, God gee dit aan almal, sy mense het ons ook gelees Jesaja, en aan die koning. Kom ons kyk 2 Samuel 22:51. Hy sê, hy is dit wat die verlossing van die koning groot maak en goedertierenheid bewys aan sy gesalfde, aan Dawid en aan sy nageslag tot in ewigheid. Hoekom dink julle? Ek gaan dit vir Sakkie vra. Sakkie, kan jou dit vra? Hoekom dink julle was Dawid 'n man na God se hart? Hy het geweet om terug te keer na God. Hy het geweet, maak nie saak wat hy gedoen het. Daar sien hy. Maak nie saak wat hy gedoen het nie. Hy het droog gemaak, absoluut. Ek en jy maak hom droog baie keer op 'n dag. Veral hiersom met hierdie 3,5 pond grysbrei massa tussen ons linker en ons regter oor. Daarso is dit gemors. Wat ek is. Dit is gemors. Want net so vanaf begin ek en jy aan ander dinge dink en mense sleg. Ons sê mense sleg met ons gedagtes, né? Laat iemand nou, Salome, laat iemand nou net voor jou inry. Wat sê jy dan? Moet sê, maar nee, ek vra nou maar, ek sit daar nou nie. Ek sê, maar hoor julle wat ek sê? Hoe jy sê dan? Baie daar kan baie woorde daar kom. En weet jy wat, as die woorde eers geuiter is, kan dit nie terugdraai word. Maar mooi, met alle woorde, kan ek nou maar Afrikaans, dit gaan moeilik wees, kan ek nou maar Afrikaans praat. Hou jou bek. Kom as dit nie so, sapom, ja. As iemand hoor nou, as iemand nou, Salome het nou begin lag daarso, né? As iemand voor haar inry, dan wil sy klaar die pistool gryp. Okay, so, ek weet dit hom nie so, maar luister hierso, luister hierso. Nou as iemand voor jou inry en jy moet verskriklik ry met die kar draai en swaai en die remme skree en alles en die sê want alles bonkels nou so, dan moet jy daai skel of verhoor of die super van sy kop aftrek of sy oë uitsteek of wat ook al. Maar luister nou hierso. Bly jy te stil. Hou jou bek. Sê vir die Here dankie dat daar nie ongeluk was. As hy. Maar dis die
so maklik net. Nee, want as jy nog eers daar, nee, ek het eendag toe ry met my kar daar van ander kant Elsa af, kom ek daar so, en ek sukkel om 'n rooierige kar te sien. Rooi, die kleur, so 'n spesifieke rooi kleur. Sukkel ek om te sien, en ek die karkie kom daar so aan, en hy is nog in die pilaar van die Volvo, so, en ek ry oor en toe so kyk, toe hy kom met die tand, en hulle red daar iets so skriklik, en ek stop aan die ander kant van die pad, kom oor die kant toe so, en ek stop so in die middel van die pad, stop ek so, en ek klim uit, en ek drap daar na hy oom, en hy kan nie toe, maar die oor is net so groot, ek sê vir hulle oor die so, ek is so skriklik jammer, ek sê, ek het nou doorgemaak, ek het te voet gemaak, asseblief, ek is hele right, so, daai tannie kom klim uit, sy geef my sommer 'n hak, sy sê, jy is hier stil, as iemand word begin dat hulle vir my onverskoning vra. Maar hoor julle, dit is, ek het gesien die skrik in hulle, hoe hulle skrik in daai, dit is groot mense man, jy weet, dit is groot skrik daar, jy dink nou hier so die mens gaan jou nou verpletter, dit is niet makkelijker om in een bord vast te lopen als in een kar vast te lopen. David het geweet om na die Here terug te keer, want hy berou getoon vir sy sondes. En dis wat ek en jy moet doen. As ons droog maak met iemand, gaan vra verskoning. En weet jy wat? Nee, gevra vergifnis, gevra verskoning. Ek is jammer. Mense gaan vir jou sê, man, ek wil niks van jou al weet in die klasse dinge nie. Maar dan is jy in die regte staan met jou God, en dan jy doen wat reg was in God se oë. En as daai ander persoon, as jy nie wil vergewe, as dit net ek wil vra verskoning, en ek vra vergifnis, jy wil my nie vergewe nie, dan is dit tussen jou en God, nie tussen my en jou. Hoor jy wat ek sê? Dit is hoe dit werk. Dit is hoe dit is. Ek en jy moet regmaak waar ons verbrou het. Ons kan, hoeveel keer moet jy iemand vergewe? Vir wat? Dat sê. Maar dit is nog moeilijker as my ander goed. Kom ons kyk, Genesis. Nee, wat trek ek nou? Is hy daar so nou gelees? Gaan teken terug sakkie, 2 Samuel. As hy. Aan individue, kom ons kyk, Genesis 39:21, kom ons kyk dit gou daar. Hy sê, maar die Here was met Josef. Nou Josef het 'n moeilikheid gehad, hè? Ons ken die storie van Josef. Hy sê, nou ek ken Josef se storie soos wat Sakkie Jonas se storie ken. Okay, hy sê, en hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oog van die owerstes van die gevangenis. Hoor jy daar so? Maar die Here was met Moses. Hoekom moes hy in 'n put gegooi geword het? Hoekom moes Juda hom daar uitgehaal het? Hoekom het dit gebeur? Want God het 'n plan gehad, het gesê, jy moet gaan Egipte toe. Jy gaan daar deur sekere dinge gaan daar so, maar op die einde van die dag gaan jy die tweede in bevel wees reg onder die Farao. En dit het gemaak dat hulle die hele volk Israel kon deurvat weer terug deur die Rooi See en in Egipte, in Kanaan invat. Die beloofde land wat God aan die Israeliete beloof het. Genesis 32:10, hy sê, ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat u aan die knegt bewys het. Want ek het my stap oor hierdie Jordaan getrek en nou 2 laars geword. Die goedhartigheid van Jesus Christus, kom ons kyk daarso, Matteus 9:36. Hy sê, toe hy die skare sien, het hy vir hulle innig jammer gevoel,
omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het. Jesus het gegaan en hy het uit sy hardheid, het hy vir hulle jammer gevoel, want hy het gesien, hy mense is heeltemal verlore eintlik. Titus 3 vers 4 tot 5, demonstrasie daarvan in die evangelie, kom ons kyk, maar toe die goedertierendheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het. Wat is hy liefde? Jesus wat aan die kruis op in jou gesterf. Nie op grond van die werke van die geregtigheid op ons gedoen nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van deur die Heilige Gees. Dit is wat ek en jy het. Ek en jy kry op die dag van ons op wedergeboorte kom die volheid van die Heilige Gees binne ons. Ons verstaan dit nog nie, maar ons hoor hom nog wat hy doen, en nou nog steeds. Dan is ons nou al 30 jaar wat ons besig is met die Here, wat ons die Here dien, is daar nog steeds tye wat ons kies om die stem van die Here te ignoreer. Nog steeds. Dan ignoreer ons dit. En dan maak ons foute, luister, en dan maak ons foute. Kom ek verduidelik dit so. As jy 'n babietjie het, en jy ry, gaan jy die persoon wat bestuur en jy sit nou aan die passasierskant en jy hou die babietjie vas en daar is 'n ongeluk. Okay? En die babietjie is aan die ry. Die babietjie is dood. Wie gaan jy blameer? Kom ek gaan vir jou sê. Vir wie gaan die eerste blameer? Jy gaan vir die Here blameer. Want jy gaan sê, hoekom het die Here dit toegelaat? Maar dis nie die Here nie, dit is jy, want die kind moet in 'n stoeltjie agter in die kar sit, op die agtersitplek. En die veiligheidsgordels moet aanwees. Dit is wat het is. Ek en jy blameer die Here gedurig. Hoor wat ek vir jou sê, ons blameer die Here gedurig. Hoekom het die Here dit toegelaat? Ek kan nie dit meer vat nie. En ons bou en ons grou en ons gaan te kere. Maar wees versigtig. Laat daar nie net al iets ergers met jou gebeur. Ek sê weer, kry jy jouself in die regte verhouding met God, met Jesus en met die Heilige Gees, dan sal die lewe vir my en vir jou baie makliker wees. Makliker in die sin van, nie om nie swaar te kry of high-class dinge nie, maar om vrede te hê binne, wat alle verstaan oorgaan. Wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees. Romeine 11:22. Let dan op die goedertierendheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierendheid oor jou as jy in die goedertierendheid bly. Anders sal jy ook afgekap word. Johannes 14. Wat is die 3 hoofstuk in die Bybel? Johannes 15. Ek is die land ook. Sê, julle is die dood. Wie in my bly, sal leef. Nee. Ek moet nou net so idee as ek en jy doen wat die Here wil hê ons moet doen, dan vir my af. As ek en jy dooie vrugte in ons lewe het, gaan dit afgesny word en word ons so snoei. Dit is nie lekker. Dit gaat nie lekker. Jy het al gesien wat sê, wat dan, as jy roosbome snoei, dan denk hy roosbome iets verskrikkelijk. Maar na die tyd, sien jy, mooi afsaai.
God se goedertierenheid of goedaardigheid te erken, is sonde. Psalm 106 vers 7. Ons net. Ons vaders in Egipte het nie aangegee op u wonders. Hulle het nie gedink aan die menigte van u goedertierenhede of goedaardighede, maar was wederstrewig by die see, by die Schelfsee. Wat het dan by die Schelfsee gebeur? Hulle het gegaan, maar wat het eers gebeur? Hulle het eers geprobeer, hulle het gebom en gedroom, te sê die Filistyne is die op hulle, en die Egyptenare is die op hulle, en al die ander dinge, toe die volgende oomblik, toe gaan hulle deur die steen. Toe gaan al die koningse mense, Faroese mense, toe gaan hulle dood. Nou kom ons, Romeine 11:22. Nee, as ja, Romeine 11, Romeine 2:4. Hy sê, overwaak jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid of die goedaardigheid van God tot jou tot bekering wil lei. God gaan nie vir my en jou straf as ons, ek moet nou die woordkeers in jou recht kry. God kom met die goedheid wat binne in hom is, omdat hy, ek en jy sy geskape wesens is. En hy wil hê, ek en jy moet hom dien met gees en in waarheid. As ons dit nie doen nie, dan kom ek en jy in die moeilikheid. In die sin van, God gaan kom, en hy gaan my en jou op ons knieë dood. En julle weet, ek praat baie af. Het is makkelijker om jou knieë te kom by jouself, as dat God jou op jou knieë dood. Want hy is bekommerd oor jou. Hy wil hê jy moet verlos wees. Hy wil hê jy moet by hom wees. Maar as jy hardnekkig is, dan gaan hy wil jou daar hê, dan gaan hy jou daar op die grond indruk. En dit is hoe dit gaan werk. So dit is beter, ons gee sommer taal oor aan die Here. Kan jy iets in jou omstandighede en jou situasies verander? Jy kan, jy dink jy kan. Ek weet die polisie dink ons, hulle kan alles doen. Nee, ek is ernstig. Kyk na die staat. Ek praat eintlik van staatsgefundeerde groepe. Polities, gevangenisse, die staat self, daai kas, dit is baie goedjies. Dit is moeilik. Dit is moeilik. Want die mense, luister, die mense wil nie, hulle nie buig voor die lewende God nie. Hulle sien nie eers die goedheid van God raak. Vriendelikheid en goedaardigheid word aangemoedig aan mense. Spreuke 14:21. Wie sy naaste verag, doen sonde, maar hy wat medelee het met die ellendiges, hy is gelukkig. Hoekom is hy gelukkig? Want hy die vrede van God binne in hom, wat alle verstand oor. Dit is wat het gebeur. Nuwe Testament, Efesiërs 4:32. Hy sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Wil julle nie die versie werk in julle Bybel? Efesiërs 4:32. Wees vriendelik met almal. Wees vol ontferming teenoor almal. Teenoor mekaar. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het. Ek en jy kom op 'n punt in ons lewe wat ons weier om mense te vergewe. Wees baie versigtig. Ek gaan nou Psalm 109 vers 16 toe sakkie.
Hy sê, omdat hy nie daaraan gedink het om guns te bewys nie, maar die ellendige en behoeftige man vervolg het en die moedelose van haar om hom dood te maak. Dit is dit. Dit is wanneer goedhartigheid faal. Die versuim om aan ander mense goedhartigheid te betoon. Dan ook 2 Samuel 10 vers 2 tot 4, die versuim om op goedhartigheid te reageer. Kom ons kyk. Toe sê Dawid, ek wil guns bewys aan Hanne, die seun van Naas, soos sy vader aan my guns bewys het. Daarom het Dawid gestuur om deur sy dienaars en sy vader te troos. Toe die dienaars van Dawid dan in die land van die kinders van Ammon kom, en die vorste van die kinders van Ammon aan Hanne en hy Heer gesê, eer Dawid die vader in u oë, omdat hy vir die troosters gestuur het. Verhoor daar, dit is 'n vraagteken. En Dawid die sy dienaars uitgestuur om die stad te deursoek en dit te verken en om dit te keer. Volgende een. Hy sê, daarop jou mannen, die dienaars van Dawid, en skeer een helfte van hulle baard af, sny die klere die helfte af, tot by hulle sitplek, en hy het hulle aangaan. Dit is een wat gebeur het daarso, dat Dawid het vir Hanne 'n goeie ding bewys het, om hom te help, om te wys, hy sê nie so, ons gee om vir jou. En hy het gegaan en hy het omgekeer. En Hanne is gestraf daarvoor. En dan hy sluit af, met 2 Kronieke 24:22, versuim om goedhartigheid te onthou. Hy sê, koning Joas het nie gedink aan die guns wat sy vader Jojada aan hom bewys het nie, en het sy seun verloor. Maar toe die sterwe, het hy gesê, mag die Here dit sien en rekenskap vorder. God gee vir my en jou goedhartigheid. Uit sy hart uit, wat hy vir ons gee. Anderste sou hy nie sy seun Jesus Christus gestuur het om vir my en jou te sterf. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. Deur sy bloed is daar vir my en jou verlossing van ons sondes. Al doen ons sondes, ons kan nog steeds vergifnis vra vir sondes. Ons mag net nie, waarvoor ons nie vergifnis sal ontvang nie, is as ons laster teen die Heilige Gees. Is dit nie so die Karel? Dit is so. Sakie? Net so. Januari? Dit is net so. Dit is net so. Met ander woorde, ons kan nie toeskryf as iets van die Heilige Gees af is en jy kom en jy sê, hy is nie van die Heilige Gees. Ons moet bid, ons moet bid dat ons die onderscheiding van Gees het om te kan identificeer met wat sy Gees ons mee bezig is. Of wat sy Gees met ons bezig is. Daar kom die groot ding. Wat ek en jy kan, luister, ons as wedergebore kinders van die Here, is nie maklik wat ons kan geoppress word met 'n bose gees. Maar ons kan nie gepossess word met 'n bose gees. Hoor jy wat ek sê? Daar is 'n verskil. Maar as jy nie tot wedergebore gekom het, kan jy deur die duiwel beset word. Gaan lees jy my. Jy kan so die Nuwe Testament, sommer net met die Nuwe Testament, as jy sê, en dan is dit moeilik. Paulus het net op rondgeloop, was het Paulus het rondgeloop het, met die, wat was hy storie van die vrou wat agter hom aangeloop het? Kom nou, die waarse, ja, nie met die waarse gees. Dit was ons met Paulus, hè? Ja, hoe sê dit was met Paulus? As hy door Paulus lees, het hy hom gehoord vir die hele ding, en hy het omgedraai en het gesê, ek bestraf jou in die naam van Jesus Christus, gaan hy daar! En hy was sy gees het geroep, weg, met heerlijke toch, en daar is ons al weer in die moeilijkheid. Daar is hy al weer in die moeilijkheid. Hoekom moet julle nou die persoon, hoor nou nie soos die mense, die persoon, wat beset was, deur 'n bose gees, wat vrygemaak is, wat deur die mense, die man en die vrou het baie geld gemaak deur die waarse gees, en hy kan so toe die gees wel weg is, ons Paulus weer in die moeilikheid. Dit is nog
Ja. Werk dit nie maar met ons op maar so nie. Ons probeer om goed te doen, ons praat ook genooi en die wat gaan op tap. Dan in ons doen. Goedhartigheid. Onthou dit. Amen.